Goeiemôre, dit is Sondag, die 5de April 2026. Dit is nou 20 oor 11 in die oggend en ek het net gevoel ek moet hierdie jongste gebeure na julle bring. Dis natuurlik die oorlog in die Midde-Ooste. En 'n mens kan nie nou anders as om realisties te begin kyk na aanleiding van die hoeveelheid inligting wat tans na vore kom nie. Beeldmateriaal wat daar gesê word, die Amerikaanse ontkenning, Israeliese ontkenning van sekere gebeure en insidente. En tog is die beeldmateriaal wat na vore kom baie oortuigend dat sekere goed plaasvind. Ons weet die F-16's wat afgeskiet was, het hulle gesê het was friendly fire. Kenners van die stelsel, die lugverdedigingsstelsel wat hierdie friendly fire hanteer het, sê nee, daai missiele sal nie 'n vriendelike vliegtuig teiken nie, maar dit het nou al 'n tydjie terug gebeur. Nou is daar gerugte van Black Hawks wat afgeskiet is. Ons weet die F-15 wat afgeskiet is, F-1800 is afgeskiet. En dan is daar nou die 2 Black Hawks en 'n C-130 wat ook in die slag gebly het. Daar's gerugte van baie meer, maar ek gaan nou net fokus op 'n paar van hulle waarvan daar duidelike beeldmateriaal sigbaar is. En dan moet ons kyk na wat het Donald Trump gesê. Donald Trump het gesê dat die Iranse lugverdedigingsstelsels is vernietig. Hulle missiellanseerstelsels is vernietig. En tog gaan die oorlog voort en begin Iran nou eers werklik met lugafweerwapentuig vorendag kom, wat volgens alle aanduidings nie daar moes gewees het nie. So, ek gaan so 'n paar goeie vir julle wys, net so dat julle daarom kan sien. Ek wil begin deur hierdie missiel aanval van kom ons vat hom net terug daar sodat ek hom baie mooi vir julle kan wys. Want die tref van die missiel is aan die begin. Daar kan julle missiel sal kom, daar tref hy. Dis in Bahrein waar hierdie missiel getref het. En tog sê hulle die lugafweerverdediging vernietig meeste van Iran se missiele. Daar word nou gesê dat Iran het 'n baie deeglike beplanning gedoen ten opsigte van hulle missiele. Hulle het hulle goedkoopste missiele eers gebruik. Hulle het hulle missiele wat lank vat om brandstofaanvulling te doen eers gebruik. Dis hoofsaaklik daardie missiele wat deur die Amerikaanse satelliete opgetel is en in die proses vernietig word. Maar nou het hulle hierdie soliede veel missiele wat nou beginne uitkom, waarmee hulle letterlik enige plek kan tref. Daar is gerugte dat van daardie missiele op die Israeliese lugmagbasis Nevatim getref het, dat daar tot 40 F-35's op die grond vernietig is, wat ongeveer 60% van die Israeliese lugmag is. Daar kom nie 'n woord daarvan uit nie. Jy hoor niks, jy sien niks, jy lees niks daaroor nie, net soos wat daar op sekere ander goed ook nie gereageer word nie. Ek wil hierdie ene gou vir julle wys ook. Ek dink is belangrik dat ons nou moet begin ernstig kennis neem van dit wat hier aan die gang is. Dit is 'n drone footage van 'n C-130 vliegtuig en dan ook die wragstukke van Black Hawks in die agtergrond wat julle na kan kyk. En dan wil ek nou net vir hom sê hy moet nou ophou share. Dan remove ons hom daar. En ja, ek kry hom nou nie heeltemal af nie. Beeldmateriaal wat uitkom
Daar kan julle die wrakstukke sien diep in Iran. En van hierdie helikopters is afgeskiet blykbaar terwyl hulle gesoek het na die een vlieënier, die wapentechnicus van die F-15 wat blykbaar weggekom het en hulle het hom gaan soek en hulle het gesê hulle het hom gevind en almal is veilig, hulle het geen skade gehad nie. Maar dan wil ek tog die volgende stukkie vir julle wys. Iran sê nee, hulle het hierdie ou gevange geneem, hierdie lugmagpersoon en uit die aard van die saak wil die mense dit nie graag wys of herken nie. Maar kom ons kyk net weer hierna. En dan share ek daai skerm gou met julle. Daar kom hy nou op. Okay. Dit is beeldmateriaal wat dan nou inkom daar van hierdie vlieënier wat deur Iran dan gevange geneem is. Maar daar is nog nie klinkklare bewyse na enige kant toe nie. Wat vir my wel duidelik is dat almal vertel nou baie stories en almal ontken, almal beweer hier is een van die helikopters wat neergeskiet is. Ek kon dit nie bevestig kry nie, want dit is asof self die bronne weerspreek word deur die oorgrootte stem van die hoofstroom media daar buite. Dit is 'n gevaarlike tyd waarin ons in beweeg. Ek wil hierdie ene dan ook vir julle wys. Daai is definitief die C-130 se twee skroewe, twee engines wat daar by mekaar lê. Die ander twee moet 'n entjie weg lê. Daar's 'n storie van die Amerikaners wat sê hulle die vliegtuig geland om van die mense wat moes opgepik word binne in Iran en toe die vliegtuig vasgeval op die lughawe en toe hulle dit aan die brand gesteek. Maar 'n vliegtuig wat uitbrand gaan nie soveel verstrooide wrakstukke oor die hele lughawe hê nie. En ek dink hy's net eenvoudig afgeskiet en dit is die storie. Dan wil ek net nog 'n punt daar wys en ek dink dit is baie belangrik waar Dmitri Medvedev gewaarsku het dat 'n kernoorlog tussen Iran en Israel is nou unavoidable, kan nie meer vermy word nie. Dit gaan gebeur. En ek dink dit is die grootste bron van kommer vir meeste van ons mense. Daar's nog 'n berig. Another one down. Reports are emerging that the third US fighter jet has been intercepted by Iran in less than 24 hours. Local media identifies the aircraft as an F-16 shot down near Saveh. The single engine signature narrows it down to a F-16 or F-35. This follows heavy anti-aircraft fire reported over Tehran earlier today. Okay, dan sê Iran net, Trump het beweer dat daar geen lugverdediging is nie. Tog skiet hulle 3 vegvliegtuie af. Iran shot down 1 F-15, then shot down 2 Black Hawks which came to the rescue, and it shot 1 by A-10 Warthog ook neergeskiet. Dis bevestig dat 'n tweede A-10 Warthog het in die see geval. Amerika skryf dit toe aan 'n ongeluk wat gemaak is. Ek dink net dat ons moet meer en meer begin kyk dat daar nie soveel ongelukke op die slagveld kan plaasvind soos wat daar nou tans dan gebeur nie. Ek dink hier is ook nog 'n stukkie beeldmateriaal wat ek vir julle kan wys.
Sien julle die twee engines, kyk hoe wyd lê die pagte, die stukke van die vliegtuig versprei. Hoe dit ook al sê, dis die beeldmateriaal wat tans wyd en suid inkom van buite af, van reg oor die wêreld af, en dit raak al hoe moeiliker vir Amerika om hierdie situasie waarin hulle self bevind te ontken. Nou, dit is jammer dat dit hierdie punt bereik het, maar ek het op die 29ste Februarie hierdie jaar het ek gesê dat die grootste fout wat Donald Trump kon maak was om Iran aan te val. Daar is nou 8 senior generaals afgedank deur Donald Trump en Peter Hegseth, sy Secretary of War. En dan is daar gerugte wat ek ook nie kan bevestig nog nie, wat sê daar's 20 generaals wat nou gesê het hulle weier om verdere opdragte uit te voer wat Amerika dieper in die Midde-Oosterse oorlog gaan insleep. Hulle besef dat dit nie 'n maklike oorlog gaan wees nie, dat hulle baie mense gaan verloor, dat dit jare gaan duur en daarom wil hulle nie betrokke raak nie. Maar mense, dit wat ek nou vir julle sê, kan ek nie bevestig nie. Daar sal meer nuus oor die dag kom en dis hoekom ek nou vandag hierdie vir julle gee sodat ek teen môreoggend bevestiging kan gee van sekere gebeure al dan nie. Intussen wil ek net hê julle moet kyk hierna, hou dit in die agterkop en hou dit net in gedagte dat die oorlog nie heeltemal volgens beplanning loop nie. En as Donald Trump as gevolg van nalatige foute wat hy maak, dan gaan ons ook die gevolge daarvan voel. Al is Donald Trump pro-Afrikaner, gaan ons dit nog steeds voel. Want as Donald Trump moet mag verloor, 'n impeachment in die gesig slaag of selfs die midterme verkiesings nie wen nie, dan gaan hy beheer verloor oor Amerika. En dit sal baie jammer en jammerlike gevolge vir ons in Suid-Afrika inhou, wat ons nie graag op hierdie stadium wil hê nie. Herkou aan hierdie inligting wat ek nou vir julle deurgegee het. Maar mense, dit raak al hoe meer duidelik dat hierdie oorlog nie verloop soos wat die Withuis en Netanyahu vir die wêreld probeer voorgee wat aan die gebeur is nie. Hier is ernstige dinge wat nie gewys word nie, maar wat 'n mens aan moet aandag gee. Dit sal 'n jammerlike dag wees as Amerika nie suksesvol uit hierdie oorlog uit kan pad gee nie. Jammerlike dag wees vir ons. Maar ons sal moet kyk hoe hierdie ding uitspeel. Maar dit eskaleer vir my by die uur. As Iranse missiele moes opwees, as hulle lugverdedigingsstelsels moes geskied gewees het, waar kom dit dan nou vandaan? Wat is hier aan die gebeur? Of het Iran aanvanklik net teruggehou, 'n klomp ou missiele begin afskiet en toe so meer as wat Amerika beweer, hulle het klaar die oorlog gewen, het hulle sekere goed na vore gebring en beginne terugveg. Ek is bekommerd oor ons sogenaamde bondgenote in Amerika en in die Weste, dat dit werklik waar nou die einde van Amerikaanse oorheersing kan beteken. Wel, dit middag, maar geniet nogtans jou kondensmelk koffie. As jy dit nie vanoggend geniet het nie, maak vir jou varsietjie en geniet die res van jou dag en ek sien julle dan môreoggend. Mooi loop. Kyk na julleself.